Diens begin en ek herinner net hier daaraan as die seën uitgespreek word, ons net weer ons plekke inneem vir die afkondigings. Maar kom ons staan, dan sing ons wydingslied, Gesang 4, die eerste en die tweede strofe. Broeder en suster, goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid om vanmôre hier te wees, ook van die AP Kerk Wonderboom se kant. Dra ons groete oor en dan ook as hoof van die AP Akademie wil ek dan ook namens die personeel van die Akademie vir u groete oordra en dankie vir die geleentheid om vanmôre hier te wees. Kom ons bly so sit en dan begin ons die erediens met die fotum in die naam van die Here. Daarna sing ons Gesang 4. Ons het so pas nou die eerste vers gesing, so kom ons sing dan net die derde vers, Gesang 4 vers 3, nadat ons die fotum van die Here gehoor het en die seën groet. Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing dan Gesang 4, daarvan die derde vers as 'n wydingslied. Die wat in die boekies wil saam sing, kan blaai na Gesang 94, daarvan gaan ons die eerste en die vierde verse saam sing, nadat ons geluister het na die wet van die Here, en dan bly ons staan
om ons geloof in God die enig te bely. Ons gaan vanoggend luister na 'n gedeelte in die woord. Die gedeelte is Levitikus 19, wat veral op die tweede tafel van die wet klem lê. Die tweede tafel van die wet is die gedeelte wat handel oor liefde tot die naaste. En in Levitikus 19 vanaf vers 1 tot 4 en dan weer vers 11 en verder. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: "Spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle: Heilig moet julle wees, want ek die Here julle God is heilig. Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees en my Sabbatte hou. Ek is die Here julle God. Begeef julle nie tot die afgode en maak vir julle geen gegote gode nie. Ek is die Here julle God." Dan van vers 11, julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg nie, en julle mag die een die ander nie bedrieg nie. En julle mag nie vals sweer by my naam, en so die naam van jou God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Die dagloner se loon mag by jou nie tot die môre toe bly nie. Jy mag 'n dowe nie vloek nie, en voor die blinde geen struikelblok lê nie, maar jy moet jou God vrees. Ek is die Here. Julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie, en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die Here. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Ons het sopas die afgelope week die herdenking gehad van die geloofsbelijdenis van Nicea, wat 1700 jaar terug by die synode van Nicea in 325 na Christus goedgekeur is. 'n Belydenis wat nou al reeds 1700 jaar in die kerk as belydenisskrif bestaan. Ook een van die algemene belydenisskrifte van die gereformeerde kerke
en een wat in alle Christelike kerke oor die wêreld heen aanvaar word. Ons doen vanmôre dan belydenis van ons geloof uit die geloofsbelydenis van Nicea, en ons spreek hierdie woorde saam met die kerk deur die eeue heen soos volg. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en 'n mens geword het. Ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En ek glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. U kan u sitplekke inneem. Het ons die woorde pas bely, ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk, en hiermee bedoel ons dat ons 'n kerk is wat uitgaan en soos die apostels die woord van die Here verkondig, en dat ons een doop tot vergifnis van sondes bely. Dit is nie dat die doop ons sonde vergewe nie, maar dat die doop 'n teken is van die vergifnis van die sonde in Christus. En dit sluit dan ook aan by die prediking van die woord vanmôre, wat uit Handelinge hoofstuk 8 kom, die apostoliese sending van die kerk, dat ons moet uitgaan en die woord van die Here aan die nasies moet bring, is 'n opdrag wat die Here kort voor sy hemelvaart, wat ons die afgelope week gevier het, die opdrag wat hy aan sy kerk gegee het. En ons gaan vanmôre in die lig van die woord, Handelinge 8, dan ook hierdie woorde van die geloofsbelydenis van Nicea in ons harte oordink. Wat beteken dit? Dat ons 'n apostoliese kerk, 'n kerk wat die evangelie na buite moet bring, dat ons so 'n kerk bely. Voordat ons uit Handelinge 8 saam lees, gaan ons Psalm 89 vers 6 sing. Daardeur gaan ons die Here ook vra dat hy deur sy woord en deur sy Heilige Gees met elkeen van ons sal spreek, en dat ons ook deur hierdie woord, die saligheid van sy woord, ons lewens sal toewy aan hom. Psalm 89 vers 6, ons sing dit as voorbereiding om die woord van die Here te hoor.
As ons die geskiedenis van die vroeg-Christelike kerk nalees, dan staan ons dikwels verstom oor die wonderlike wyse waarop die Here deur sy Heilige Gees in die kerk en in die geskiedenis van die kerk gewerk het. Maar een belangrike ding wat ons moet besef wanneer ons die geskiedenis van die kerk lees is, dis dieselfde Here wat vandag nog in die kerk werk. Hy het nooit verander nie. Dis dieselfde Heilige Gees wat uitgestort is aan die kerk of oor die kerk en in die harte van die gelowiges, aanvanklik in die harte van die apostels en later ook elkeen wat tot bekering gekom het. Dieselfde Here werk vandag nog op 'n kragtige wyse in sy kerk. En daarom is dit die voorreg wat ons het om saam met gelowiges deur eeue heen te bely. Ons glo in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons glo dat die kerk steeds 'n apostoliese roeping het, dat ons moet uitgaan in die evangelie aan die nasies moet bring. En 'n gedeelte in die woord wat oor hierdie boodskap van die evangelie wat na die nasies gaan, handel is Handelinge 8. Hier kom die evangelie na 'n gebied wat 'n mens sou dink, en as jy dink aan die Ou Testament en jy dink aan die bediening van die Here Jesus Christus daar in Galilea en spesifiek in Judea, dat die mense van Samaria, daardie buitemense, die mense met wie destydse Jode nie veel te doen wou hê nie, dat dit nie eintlik 'n gebied is waarin die evangelie gehoor behoort te word nie, en as dit gehoor word, sal hulle waarskynlik hulle ore toedruk en nie tot bekering kom nie. En dan lees ons in Handelinge 8 van die evangelie wat in Samaria verkondig word en hoe mense deur die werking van die Heilige Gees gelowig daarop antwoord. Ons lees vanaf die eerste vers en dan tot en met vers 8 en dan gaan ons weer van die 26ste vers saam lees. Nou die gedeelte moet 'n mens verstaan in die groter geheel, en dit is nou in die vorige gedeelte, die vorige perikoop. As ons die skrif lees, dan moet ons altyd gedeeltes voor en gedeeltes na die perikoop in gedagte hou, sodat ons net die konteks waarin 'n gedeelte plaasvind net voorhande hou. En die konteks van hierdie gedeelte is nou kort na die steniging van Stefanus. Hy was die eerste Christen martelaar wat doodgemaak is omdat hy Christus as Here bely het en hy word gestenig. En dan bring die mense Saulus, hierdie kleed van Stefanus na Saulus toe. Hy word later in die Bybel Paulus genoem, is dieselfde persoon, selfde naam. Saulus is sy Joodse naam, Paulus is sy Latynse naam, en bring hulle hierdie kleed na hierdie man Saulus toe, en hy keer hierdie doodmaak, hierdie steniging van Stefanus dan so goed. En dan lees ons dan hoofstuk 8 vanaf vers 1. En as ons dan vers 1 lees, dan gaan dit oor Stefanus. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. En almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. En godvreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het die geeste uitgegaan, terwyl hulle met 'n groot stem skreeu, en baie wat lam en krepeel was, het gesond geword. En daar was groot blydskap in daardie stad. En dan soos wat Lukas beskryf Handelinge, soos Lukas se gebruik is, noem hy dikwels in Handelinge 'n algemene gebeurtenis. Kyk hoe baie mense kom tot bekering in Samaria, en dan presies in die styl van Lukas, dan fokus hy op 'n spesifieke gebeurtenis. So hy stel in die eerste deel van hoofstuk 8, stel hy die algemene waarheid, baie mense in Samaria tot bekering gekom, en dan fokus hy, maar die was spesifieke gevalle,
wat hy onder leiding van die Heilige Gees dan wil uitwys. En daarvan lees ons dan in besonder van vers 26 'n spesifieke geval van Filippus en die hofdienaar van Ethiopië. En 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê: "Staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dit is 'n eensame pad." Toe het hy opgestaan en gegaan, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Candace, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die Gees vir Filippus: "Gaan daarheen en bly by daardie wa." En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees, en hy sê: "Verstaan u wel wat u lees?" En hy antwoord: "Hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie?" Toe vra Filippus om op te klim en by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees was dit: "Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe? Want sy lewe word van die aarde weggeneem." En die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus: "Ek bid u, van wie sê die profeet dit? Van homself of van iemand anders?" En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by die water, en die hofdienaar sê vir hom: "Daar is water, wat verhinder my om gedoop te word?" Toe sê Filippus: "As u glo met u hele hart, is dit geoorloof." En hy antwoord en sê: "Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is." En hy het beveel dat die wa moes stilhou, en hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Maar Filippus is in Asdod gevind, en hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Caesarea gekom het. Tot sover uit die woord van die Here. Nou as 'n mens nou die gebied hier in Israel in jou gedagtes hou, of op 'n kaart gaan kyk, dan is Asdod daar teen die Middellandse See in die gebied van die Filistyne gewees. Met ander woorde, hy het hier van die gebied van die Samaritane na 'n ander heidense gebied, die gebied wat tradisioneel die gebied van die Filistyne was, gegaan, en tot by Caesarea, dis Caesarea Maritima, die een wat teen die see lê, daar aan die heel noorde kant van die gebied van Israel, het hy die evangelie verkondig. So van die Middellandse See se suidekant tot bo aan die noorde kant by Caesarea Maritima het Filippus dan die evangelie verder gebring. Nou broeder en suster, in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, vind ons die wonderlike gebeurtenis van die bekering van die hofdienaar van Ethiopië, en vroeër in die gedeelte wat ons saam gelees het, dat daar baie mense in die gebied van Samaria was, wat gelowig geantwoord het op die roepstem van die Here, om die evangelie van Christus te hoor en te aanvaar. En so kry ons in die kerkgeskiedenis talle sulke voorbeelde van mense wat 'n wille lewe gelei het. Mense wat ver van die Here af was, en dan gebeur daar iets in hulle lewens, dat hulle om een of ander rede geroep word en antwoord op die woord van die Here. En daar is waarskynlik ook in ons gemeente mense wat sal kan getuig daarvan dat die Here my op een of ander stadium in my lewe op 'n wonderlike manier geroep het. Of dit nou in 'n erediens was, of dit nou op 'n jeugkamp was, of dit nou in die huis was waar 'n pa of 'n ma die evangelie aan ons gebring het. Elkeen van ons wat die Here as Here en Saligmaker bely, kan getuig daarvan dat die Heilige Gees in ons harte werk. Maar nie almal het 'n dag en 'n datum nie. Baie mense sou soos Timoteus van ouds groot geword het in 'n huis
waar die Here gedien is, van kleins af in die kerk gewees het. En ons het nie 'n dag en 'n datum waarop ons kan sê, hierdie dag het ek tot bekering gekom nie, maar ek twyfel nie aan die feit dat ek die Here liefhet en tot bekering gekom het nie. En dis die wonderlike boodskap van die evangelie van Christus, dat of 'n mens nou op 'n wonderbaarlike manier 'n getuienis kan lewer van die dag waarop jy tot bekering gekom het, en of jy nou geleidelik in die evangelie ingelei is as 'n kind en eendag voor 'n kansel kom staan en belydenis van geloof aflê en net so gretig is om die Here te dien as iemand wat op 'n wonderbaarlike manier tot bekering gekom het. Elkeen se bekering is 'n wonderbaarlike gebeurtenis. Ja, die Dordtse leerreël sê dat wanneer ons tot bekering kom, is dit so 'n groot gebeurtenis as die dag toe God die hemel en die aarde deur die spreek van 'n woord geskep het. Want om tot bekering te kom is 'n nuwe skepping, 'n ou hart wat verander in 'n nuwe hart. Dis een so voorbeeld in die kerkgeskiedenis wil ek graag vanmôre in die lig van dit wat ons saam gelees het, uitlig. En dit is die bekering van 'n bekende teoloog met die naam van John Newton. Nie die bekende persoon in die wetenskap nie, hierdie een is 'n bekende teoloog, John Newton. Hy is gebore in 1725 en hy was die seun van 'n seevaarder gewees. Hy het 'n baie moeilike jongmenslewe gehad, rowwe kinderjare, onstuimige jeug. En op 'n stadium is hy geroep om in die koninklike vloot van Engeland te kom diens doen, en omdat hy gevrees het vir sy lewe, hy wil nie oorlog toe gaan nie, het hy gevlug. En uiteindelik het hy 'n slaaf geword van 'n wit slawehandelaar se swart vrou. 'n Omstandigheid wat op daardie stadium gelyk het, hier gaan hy nou as 'n slaaf doodgaan. En eendag tydens 'n storm op die see in 1747, omdat hierdie storm so gewoed het en hy so geworstel het met wat gaan van my word as die see hierdie skip insluk, het die Here in sy hart begin werk en het hy tot bekering gekom, toe hy die gedeelte in die skrif oordink het van Christus wat die storm stil maak en op die water geloop het. Uiteindelik in 1764 is hy vrygelaat en hy word toe later ook leraar van 'n gemeente in Buckinghamshire, daar in Engeland. En hy het 15 jaar lank as 'n predikant gedien. 'n Voorbeeld van iemand wat 'n rowwe jongmenslewe gehad het, Christus op sy lewenspad ontmoet het en sy lewe in diens van Christus gewy het. En een van die besondere nalatenskappe wat ons van John Newton het, jy sal dalk sê, maar ons ken nie hierdie man John Newton nie, watter waarde het hy nou vir ons as gemeente en vir my as gelowige? Hy was die skrywer van die bekende lied Genade onbeskryflik groot, wat ons so dikwels en so graag sing. En toe hy in 1807 gesterf het, het vriende op sy graf, daar in Olney, het hulle 'n grafskrif aangebring wat lees: John Newton, eens 'n ongelowige, 'n slaaf in Afrika, is deur die ryke genade van die Here en Verlosser Jesus Christus bewaar, herstel, gered, vergewe en geroep om die geloof te verkondig wat hy sy lewe lank probeer vernietig het. Wat 'n getuienis. As dit op een van ons se graf moet staan, hy het sy lewe lank aan die Here gewy, ten spyte daarvan dat hy 'n rowwe jongmens lewe gehad het. Wat 'n getuienis. Min moderne Christene sal 'n getuienis hê soos die van John Newton. Maar John Newton se Afrika-konneksie en die hofdienaar van Ethiopië wat uit Afrika uitkom, wil in ons teks vir ons kom wys hoe God se genade oor mense uitgestort word. Hoe hy in mense se lewens werk, waar 'n mens sou dink dit is eintlik half onmoontlik vir iemand om tot bekering te kom. Dis nou die laaste persoon wat 'n mens sal dink, sal ja antwoord op die evangelie. En dis juis waar God dikwels werk. Nou wat het in hierdie vroeë gemeente gebeur?
Ons lees hier in die gedeelte wat ons saam gelees het van die getuienis van die apostels. Hulle het hier die roepstem wat die Here vir hulle gegee het en die opdrag wat Christus vir hulle gegee het hulle end uitgevoer. Maar Christus het gesê hulle moet uitgaan van Judea na Samaria, na die uithoeke van die wêreld. En toe bly die apostels vir 'n geruime tyd daar in Jerusalem. En God werk op 'n besondere manier in Jerusalem, maar die evangelie gaan nog nie uit nie. Mense daar buite in Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld het nog nie van Christus gehoor nie, want die kerk bly in Jerusalem. En toe beskik God 'n man met die naam van Saulus, wat die kerk op 'n gierige manier wil vervolg en doodmaak. Ons lees in die eerste gedeelte hier hoe Saulus 'n ywerhaar was. Hy was ywerig geweest om die kerk tot nul te maak. Hy het Stefanus se vermoording goedgekeur. En hy het 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem van stapel gestuur. En wat is die gevolg daarvan? Vers 1 sê vir ons, se laaste gedeelte sê vir ons, en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. God gebruik die vervolging van die kerk om die kerk te dwing om gehoorsaam te wees aan sy opdrag voor sy hemelvaart, om na Judea, Samaria en verder te gaan. Die kerk, ja, aanvanklik het hulle gedink, daar in Jerusalem sal ons mekaar kan beskerm, daar in Jerusalem sal ons kerk wees. En uiteindelik gebruik God sonde, die sonde van Saulus, die vervolging van die kerk, om die kerk te dwing om gehoorsaam te wees aan daardie roepstem. Julle moet uitgaan en die evangelie verkondig na Samaria en verder. Dit het dus vervolging gekos. Hoofsaaklik die verstrooiing van die Jode, waarvan ons hier in die gedeelte lees, en die kerk het begin doen wat Christus van hulle in hoofstuk 1 vers 8 geëis het. Ja, die bekende kerkvader Tertullianus het tereg dit uitgewys, dat dit die bloed van die martelare is wat die saad is, wat die kerk laat groei. En nou lees ons hier in die tweede vers van godvreesende manne wat Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe het. Eintlik iets wat voor die hand liggend is, iemand wat gesterf het word begrawe, maar die woord wil hê, Lukas wil hê, hier deur die werking van die Heilige Gees, dat ons die vers moet raak lees, dat dit nie eintlik gewoon was vir iemand wat as 'n misdadiger gesterf het om begrawe te word. Nee, dit was eintlik die tipiese gebruik van daardie tyd dat 'n misdadiger nie begrawe moet word nie. En hierdie manne, godvreesende manne, het Stefanus gaan begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe, maar dan lees ons net daarna, maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan, en hy is so ywerig dat die gebruik was dat wanneer iemand die kerk vervolg of wanneer iemand in stryd met die Joodse wet optree, dit gewoonlik die manne is wat namens sy gesin daarvoor verantwoording doen. Gaan lees maar Levitikus en Deuteronomium, hoe die Here telke male, behalwe as die vroue direk verantwoordelik is vir die sonde, die manne verantwoordelik hou vir die sonde. Maar hierdie Saulus is so ywerig dat hy nie net die manne nie, maar ook die vroue uitsleep en in die gevangenis oorlewer, sê vers 3. En nou veroorsaak dit dat die kerk verstrooi word. Vers 4 sê, die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Te midde van hierdie verskriklike vervolging van die kerk, het God dit in die harte van die gelowiges gewerk, om uit te gaan en die evangelie te verkondig. En as ons die onmiddellike nadraai van die martelaarskap van Stefanus in Handelinge 8 vers 1 tot 5 oordink,
en dat daar 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem gekom het, dan kan ons indink dat dit vir die kerk nie 'n gemaklike omstandigheid was nie. Mense sou sekerlik eerder maar 'n bietjie laag wou lê, maar eerder 'n bietjie wou stil bly oor Jesus. Eerder nou maar vir 'n tyd lank die stof laat lê. En dan lees ons hier, dis nie wat die kerk gedoen het nie. Hulle het uitgegaan en die evangelie verkondig. Behalwe die apostels het in Jerusalem agtergebly. Nou dit was ongetwyfeld een van die redes waarom die apostels in Jerusalem gebly het, omdat dit baie makliker was om 12 manne in Jerusalem onder al die Jode in Jerusalem weg te steek, as wat dit is om duisende mense wat tot bekering gekom het, daar in Jerusalem weg te steek. Dit was ook baie makliker geweest vir die apostels om hierdie jong gemeentes wat nou op die been kom te bestuur, leiding te gee en raad te gee vanuit Jerusalem, as dat hulle self nou die destydse wêreld verstrooi word. Later sou hulle self ook hierdie roepstem hoor, maar sou dit spesifiek hierdie persoon Saulus, wat na sy bekering die evangelie verkondig wees, wat die roepstem, die innerlike roepstem hoor, en uitgaan en die evangelie na die nasies bring. Maar die ander apostels was gehoorsaam. Filippus het afgegaan na 'n stad in Samaria, en daar het hy Christus verkondig, sê vers 5. En hier sien ons hierdie algemene stelling van Lukas, baie mense het tot bekering gekom, maar dan het daar 'n spesifieke persoon met die naam van Filippus, die hofdienaar van Ethiopië, deur die prediking van Filippus tot bekering gekom. En dis waarop die tweede gedeelte van vers 26 af fokus. Filippus was een van die diakens van die vroeg-Christelike kerk. Een van hierdie eerste 7 manne wat gekies is as diakonie in Handelinge 6. En nou hou hy hom nie besig met die bediening van die armes alleen wat sy roeping was nie, maar hy word 'n strategiese evangelis, iemand wat die evangelie oor die hindernisse van die tyd heen bring, van die Jode na die Samaritane. Nou die Jode het destyds die Samaritane as vyande beskou. Hulle was onrein in die oë van die Jode. Daar's 'n baie lang geskiedenis daar agter, en ons gaan nie vanmôre kans hê om hierdie hele geskiedenis te oordink nie, maar die geskiedenis tussen die Jode en die Samaritane se kruispunt lê by die ballingskap wat daar in 586 voor Christus plaasgevind het. Toe die ballingskap, die Babyloniërs, die room van die volk daar uit Judea omgewing en veral Jerusalem uit wegneem na die stad van Babel, het 'n klomp van hierdie gepeupel, hierdie armes, hierdie mense wat nie eintlik sosiaal aanvaarbaar was nie, agtergebly in Jerusalem. En 80 jaar later kom hierdie room van die volk uit die ballingskap uit terug onder Esra en Nehemia, en hier vind hulle hierdie gepeupel, hierdie gewone mense, wat 80 jaar later met al hierdie volke rondom ondertrou het, en hulle sê, onrein, ons wil met hulle niks te doen hê nie. Hulle was nie getrou nie. En dis die mense na wie Stefanus nou hier gaan. Randfigure, mense wat 'n mens in die ware sin van die woord as 'n Jood sou vermy. Ja, in die Joodse mondelinge wet is daar selfs gesê dat as 'n Jood op die pad stap en daar 'n Samaritaan van vooraf kom, jy wyd verby daardie Samaritaan moet loop, want as die twee se skaduwees mekaar kruis, is 'n Jood vir 7 dae onrein. Die Jode het dus geen liefde vir die Samaritane gehad nie. En tog gaan Filippus deur die werking van die Heilige Gees wat sy hart verander het en sy gesindheid teenoor mense verander het, uit en hy gaan bring die evangelie aan die mense van Samaria. En dan verder, die hofdienaar van Ethiopië. En ons kan die werkswyse van Filippus as 'n ideale werkswyse vir ons sending en evangelisasie aksies
kan ons hier voorhou. Op watter wyse werk Filippus met hierdie hofdienaar van Ethiopië? Hy begin by Christus in die Ou Testament. Die hofdienaar is besig om te lees uit 'n gedeelte uit Jesaja 53. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. En nou vra hierdie hofdienaar, meneer, sê tog nou net vir my, van wie praat die profeet Jesaja dan nou hier? Praat hy nou van homself, wat nou so moes swaar kry omdat hy 'n profeet was, of praat hy van iemand anders? En hierdie gee nou die geleentheid vir Filippus om die evangelie te bring. Filippus open sy mond en van hierdie skrif af, van die Ou Testament, wat Christus voorspel het, begin hy om die evangelie van Jesus aan hom te verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, het God, deur die apostoliese sending van die kerk, hierdie man van Ethiopië se hart verander. Het God die omstandighede gebruik, ja selfs hierdie negatiewe omstandighede, om in mense se harte te werk wat andersins waarskynlik nie sou hoor en nie sou wou antwoord op die roepstem van die Here nie. En hy word uiteindelik gedoop. Filippus bring die evangelie na mense wat nie van Christus gehoor het nie. Mense wat tradisioneel as onreines beskou is. Ja, mense wat selfs as Filippus daarna in 'n sinagoge sou kom, waar hy as onrein beskou sou word. In hierdie geskiedenis van Filippus, liewe broeder en suster, en die geskiedenis van soveel gelowiges, wat op 'n wonderbaarlike wyse tot bekering gekom het, en daardie wonderlike boodskap van Christus nie vir hulle self kan hou nie, word ook die geskiedenis van die kerk. Gewone mense, wat nie anders kan as om oor Jesus te praat, en ander mense nader te trek aan die kerk nie. Ons het daar in die begin die geskiedenis van Newton oordink, maar daar's baie sulke voorbeelde van gelowiges in die kerkgeskiedenis, en anders as die hofdienaar van Ethiopië, is dit nie vir ons nodig om op die pad te wees hier na 'n vreemde plek, om van bekering te kan praat en te kan lees nie. Ons het nie nodig om na 'n ver land te reis, om daar Christus effektief te kan dien nie. Partykeer roep die Here mense om in 'n oosterse land of in 'n ver land die evangelie te gaan bring. Baie keer verander die Here plaaslike omstandighede sodat mense nie anders kan as om op 'n vliegtuig te klim en in die buiteland te gaan werk nie, en so word die evangelie ook na daardie dele gebring. Ja, die evangelie wat van Europa afgekom het na Afrika, moet nou ook teruggaan na Europa, omdat dit 'n land en 'n gebied is wat heeltemal onbekeerd wegbeer van Christus af. Wie sê dat die Here ons nie daar kan gebruik om weer mense die liefde van Christus te leer nie? En ons kan ons voorstel hoe hierdie hofdienaar nou Ethiopië moes terugkeer en sy familie en sy vriende daar by die hof, daar in die paleis waar hy gewerk het, moes bekoor met hierdie verhaal van sy bekering. Die man wat hy daar in die woestyn ontmoet het, en wie se woorde sy lewe verander het. En ons het sulke getuienisse deur die kerkgeskiedenis heen. Newton self, wat herhaaldelik in sy geskrifte, in sy briewe en in sy boeke skryf, oor die verstommende genade van God, dat iemand soos hy, wat ver van die huis af was, verlore seun, wat God se naam nie werd is om 'n kind van God genoem te word nie, die verstommende genade beleef het, om geroep te word na die Vaderhuis. Dis op hierdie woorde waarop die bekende gesang gebaseer is. Diegene van ons wat die evangelie as kinders gehoor het, broeder en suster, wat dalk in die verbondsonderrig van Jesus gehoor het, of vroeër jare in die sonnaarskool,
dalk by 'n kamp, dalk in die ouerhuis. Ons het nie minder gesag as Filippus en die apostels van die woord nie. Ons het nie 'n ander God, 'n ander Heilige Gees wat in ons harte werk, as die Heilige Gees wat in die mense van Samaria se harte gewerk het, in die hofdienaar van Ethiopië se hart gewerk het, in Paulus se hart gewerk het, en deur die geskiedenis in die Christelike kerk nie. Ons hoef nie opgelei te wees om oor Jesus te praat nie. Dit moet uit ons harte uitborrel van dankbaarheid, dat hy ons, wat dit nie werd is nie, ja, soos 'n hofdienaar van Ethiopië, soos 'n onbekende Samaritaan, sy genade laat smaak het. Wat 'n kombinasie. 'n gewillige dienaar, wat hoor en doen wat die Here van hulle vra. 'n beskikbare Bybel, Jesaja 53 wat gelees word, en die onstuitbare werk van die Heilige Gees. Dit is hoe Christus sy kerk deur die eeue heen in stand hou. En daardie kombinasie, liewe broeder en suster, van 'n gewillige dienaar, 'n beskikbare Bybel en die werk van die Heilige Gees, is net so in vandag se kerk aan die werk. Baie keer wonder ons by onsself, wat gaan van die kerk word? Wat word van die toekoms van die kerk? Is daar 'n toekoms vir die kerk? As ons die woord lees en ons luister na die kerkgeskiedenis en ons staan verstom oor die werk van die Heilige Gees in die geskiedenis van die kerk, dan kan ons nie anders as om te sê, hou Christus self sy kerk in stand. Vergeefs die helse woede. Hou Christus sy kerk in stand, dan hoef ons nie bekommerd te wees oor die kerk se toekoms nie. Ja, God het selfs die verstrooiing van die gemeente gebruik om die evangelie na plekke te bring wat andersins nie sou hoor nie. Daar is geen rede, nie in die hemel of op die aarde, waarom Christene in die 21ste eeu nie soos hierdie eerste gemeentes kan funksioneer nie. Ons het dieselfde lewensbelangrike getuienis, en ons het dieselfde roeping ontvang, en ons het dieselfde Heilige Gees as die kerk in die eerste eeu. Ons ken dieselfde Here wat uit die Ou Testament uit voorspel is en gekom het om sy lewe aan die kruis vir ons te gee, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God en oor alles regeer. Daardie Here van Handelinge 8 is ook ons Here. Is ook Here van die AP Kerk Moot sentraal en die AP Kerk verband en elke kerk waar Christus suiwer verkondig word. Sy genade is onbeskryflik groot. Dit het Newton later op skrif gestel. Dit het gelowiges hier in Handelinge eerstehands beleef. Maar dit het ek en u, elkeen wat bely dat Jesus Christus die Here is, ook self beleef. Die Heilige Gees, dieselfde een wat uitgestort is die dag op Pinksterdag, is die Heilige Gees wat vandag nog in sy kerk werk. Wie is ons as mense dan om te sê, daar is vir die kerk nie 'n toekoms nie, daar is nie hoop nie, dit gaan op hierdie stadium so sleg, met kerke oor die wêreld heen, gaan hulle oor 100 jaar nog bestaan? Skrif is duidelik, geskiedenis is duidelik, Christus hou sy kerk in stand. En mag ons vanmôre uit hierdie gedeelte wat ons aangehoor het uit die woord uit, ook soos Filippus 'n brandende begeerte hê om met mense wat andersins nie die woord sou hoor nie, die evangelie te bring. Dalk 'n petroljoggie terwyl ek brandstof ingooi, die een daar agter die toonbank in die winkel waar ek my kruideniersware koop. Dalk iemand wat ver van die Here af is. Mag die Here ons gebruik om ook op 'n kragtige en 'n wonderlike wyse deur die werking van sy Heilige Gees, soos Filippus en die apostels van ouds, nie te skuil agter allerlei verskonings nie, maar die opdrag van die Here te hoor,
gaan uit van Jerusalem na Judea, na Samaria en uiteindelik ook die uithoeke van die wêreld. Die genade van die Here is onbeskryflik groot om ons buitestanders, mense wat weggebeer het van God, ook self daardie genade te laat smaak. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here, wat 'n wonderlike voorreg om u woord te kan hoor en te kan bely saam met die kerk deur al die eeue heen, soos ons ook vanmôre in die geloofsbelijdenis van Nicea bely het. Ons glo dat ons 'n apostoliese roeping het. Dat ons 'n roeping het om die evangelie na buite te dra en nie in Jerusalem te hou nie. Dit is tereg so dat u nie elkeen roep om die evangelie in 'n vreemde land te bring nie. Maar hier is genoeg werk in ons land en in ons gemeenskap. Hier is genoeg werk onder ons eie mense. Maar help ook dat ons nie sal skuil agter hierdie verskoning en dan uiteindelik ook nie doen wat u van ons vra. En dit is om na buite te gaan en die evangelie ook te bring aan randfigure en mense wat tradisioneel na ons mening nie moes hoor nie. Mag ons vanmôre deur hierdie voorbeeld van Filippus aangeraak wees. Mag ons deur die voorbeeld van die hofdienaar van Ethiopië, later ook die bekering van Paulus, later ook die getuienis van John Newton en soveel ander gelowiges deur die eeue heen geraak word, om vanmôre ook hier uit te gaan en met kollegas by die werk, met mense wat ons pad kruis oor Jesus te praat. Daardie een wat uit die Ou Testament voorspel is, wat gekom het, wat gelei het, wat opgestaan het uit die dood en wat lewe omdat hy sit aan die regterhand van God en regeer oor sy kerk. Dankie dat ons vanmôre u genade in ons eie lewens kan ken. Dankie dat ons nie bekommerd hoef te wees oor die toekoms van die kerk nie, want hou Christus self sy kerk in stand, soos hy doen deur die afgelope eeue heen. Te vergeefs sal die helse woede probeer om dit tot nul te maak. Mag ons vanmôre as ring van Moot Sentraal, as gemeentes in hierdie kerkverband, ook as AP Kerk Moot Sentraal, hierdie woorde hoor wat u Gees vir die gemeente sê. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Daar is geleentheid vir die opneem van ons liefdegawes en dan sing ons gesang 295. Dis dan nou gepas ook dat ons daarmee afsluit. Spesifiek dan ook die beruiming van hierdie woorde genade onbeskryflik groot wat deur John Newton in 1779 geskryf is en wat dan ook eintlik die verhaal van John Newton se lewe is, maar is dit nie maar inderdaad die verhaal van elkeen van ons se lewens nie. Daar's geleentheid vir die opneem van ons liefdegawes.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen van u. Amen. Gemeente, net namens die kerkraad 'n paar afkondigings, maar in die eerste plek wat 'n onbegryplike en 'n wonderlike geseënde diens wat U vir ons gebring het. Ons loof die Here en ons prys sy naam. Daar is vanaand om 6:00 begin die Pinksterdienste wat dan ook vir die week sal voortduur. En volgende Sondagoggend sluit ons dan die Pinkster af met met nagmaal. En daar is ook dan na die afloop van die nagmaal volgende Sondag 'n dankbaarheidsete wat gaan plaasvind, nie net om dankie te sê vir die voorreg om aan die nagmaalstafel te sit nie, maar ook vir die dank wat ons en waardering vir die wonderlike voorreg wat ons ook gister gehad het met die baie geseënde Kerskermis wat ons ook gister kon beleef. Baie dankie aan een en elkeen van u wat 'n bydrae gelewer het, een en elkeen van u wat 'n draai kom maak het. Dit was 'n ongelooflike, wonderlike voorreg. Daar is dan nog ook 'n paar items, vrugte in besonder wat oorgebly het. Gaan kyk daar in die kombuis. Ek verstaan dis piesangs wat oorgebly het. Laat ons ook maar daardie piesangs gebruik, anders dan gaan dit sleg word. En dan is ook bakke nog beskikbaar wat agtergebly het. Neem dit asseblief, anders dan gaan dit vir die olifantafel en dan moet ons van dit ontslaa raak. Baie geluk aan elkeen van u wat in hierdie week verjaar. In besonder dan is Tini Pretorius wat 82 jaar oud word. En dan ons 3 van ons kinders, Pieter Roos, is Pieter hier, hy is 3 jaar oud. Ja, sy daar agter, pragtig. Wian Grobler, hy is 11, is Wian vanmôre hier? Ek sien hom nie. En Amorey Rousseau, 10 jaar oud vandag. Baie geluk. U het ons voorbiddings lys daar aan elkeen, ons dink aan elkeen van u in besonder en ons bid ook dat die Here u sal krag gee in u versterking in die week wat voorlê. Soos ek reeds gesê het, ons Pinksterdienste begin reeds vanaand om 6:00. Daar is ook 'n oggenddiens vir die wat nie in die aand kan bywoon nie. 9:00 is daar dan ook 'n oggenddiens en dan is daar ook 'n heerlike koppie sop na afloop van die diens. Liewe gemeente, dan in besonder ons dames. Ons damesoggend die 21ste Junie. Daar word gevra dat oud en die meer volwassenes, ek wil nie sê oud nie want dit klink sleg, so ons jong dames en ons ouer dames in besonder word uitgenooi. Ons gasspreker is Dr. Johan Coetzee en Magdalena de Vries gaan daar die oggend dan ook die vermaak. En daar is ook uitstallers, as daar mense is wat daar die oggend wil uitstal. Jy is baie hartlik welkom, kom net met Hetty in aanraking, sy sal jy dan verder daarmee help. Ons gemeentekamp, die 29 tot 31 Augustus, dit is ook stadig maar seker besig om nader te kom, so gee ook aandag daaraan asseblief. Dan het ons ook, vanmôre kan ons sê, dat APK Wonderboom nooi ons susters uit na 'n oggendtee met Susan Grobler as spreker. So dit is ook wonderlik dat ons ook met mekaar kan deel hier binne in die ring sekere aktiwiteite wat plaasvind. Liewe gemeente, dit is ons afkondigings, 'n baie geseënde week vir u en ek hoop om u vanaand almal weer in die huis van die Here te sien. Geseënde dag.